Vanaand ons Afrikaanse diens. Ek het vanaand 'n woord wat die Here vir ons wil gee en ek wil hê ons moet mooi luister. Want us all to listen clearly. Die woord kom vanaand uit 2 Kronieke, die 7de hoofstuk. 2 Chronicles 7 van die eerste vers. En ek wil hê ons moet baie mooi instem vanaand om te hoor wat die Here vir elkeen wil sê. So maklik. Dan ons sê, maar wag, dit is nie vir my nie. Ek glo vanaand se woord is vir ons almal. Terwyl ek met die Here gisteraand hier voorberei en met die Here praat, het die Here met my gepraat. Die eerste wat ek mee wil begin vanaand is die tema oor vanaand se diens is: soek ons werklik genesing vir ons land. Are we really seeking our country to be healed? 2 Chronicles 7 from verse 1. You can read with me there. Hierdie is 'n resep wat ek vanaand vir die kerk van Christus wil gee, en ek wil hê elkeen wat daarna luister en elkeen wat hoor vanaand, dat die ore oop sal wees om te hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. That our ears be open and that we will listen to the Holy Spirit speaking to us. 2 Chronicles 7 from verse 1. 2 Kronieke 7 vanaf vers 1. En net toe Salomo sy gebed voleindig het. Hoor mooi, sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffer verteer en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Wow! Die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Nadat hy sy gebed voltooi het. En ek wil vanaand weer sê, my broer en suster, ek en u vanaand, as ons begin bid, gaan ons sien wat die vuur van God in hierdie plek gaan doen. Hoor wat sê hy vir ons verder. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Nou, mense, ek weet nie of julle al gevoel het as die heerlikheid van die Here oor jou kom nie. Jy kan nie staan nie. Daar's baie keer, dan dink die mense, hoekom val mense om? Dis omdat die heerlikheid van die Here daai persoon aanraak. As baie keer dan staan ek en bid ek, dan voel ek of ek gaan omval. Krag van die Heilige Gees oor my kom. En daarom wil ek vir julle sê, my broer en suster, ek bid vanaand, laat die heerlikheid van God in hierdie plek sal geopenbaar word, soos nog nooit van tevore nie. Laat die krag van God hierdie plek gaan vul. Weet jy, as ons gaan lees in Azusa-straat, en die mense in die straat neergeval en gekruip in Azusa-straat in, om te kom hulle harte vir die Here gee. Hulle is daar in die straat geoortuig van hulle sonde, geregtigheid en oordeel. My liewe broer en suster, dit het tyd geword dat die kerk van Christus weer vra, Here, kom genees, die kerk genees ons land. Kom hoor wat sê die woord verder. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel, hoor mooi, met die aangesig na die aarde. Weet jy wat gaan gebeur as die heerlikheid van God in hierdie plek geopenbaar word? Gaan die mense in Wesbank kniel en sê, but there is a fire in that church. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, in Maleisië, jare gelede, bid daar so 'n pastoortjie, en hy vra, Here, ons soek herlewing. Here, ons soek herlewing. Lord, we need revival here. En die volgende oomblik, toe kom die heerlikheid van God in daai plek in, like a mighty rushing wind.
Jy kan die boek gaan lees, Like a Mighty Rushing Wind. En weet jy, toe die wind van God, die heerlikheid van God, die tempel aan die brand steek. Toe jaag die brandweer. Toe kom die brandweer aangejaag. Want vir hulle het dit gelyk die kerk is aan die brand. Die vlamme het boven die kerk uitgeslaan. En hulle kom aangejaag. En toe hulle stop, toe val hulle neer en gee hulle harte vir die Here. Dis wanneer die heerlikheid van God in beweeg. My liewe broer en suster, dis my heart's desire. It's my heart's desire. Say, Lord, let your fullness come into this church. Lord, touch your people. Here, kom raak die kerk van Christus weer aan. Do it again, Lord. Do it again. Hoor wat sê die woord Vader vir ons. Hy sê, en hulle het aanbid en die Here geprys, dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. En die koning, hoor mooi, Suid-Afrika, be careful. Ons, Cyril Ramaphosa, be careful, things are coming. En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. En die koning Salomo het naamlik die slagoffer van, hoor mooi, 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geslag. Wow, dink daai bloed wat daar geloop het, die bloed wat gestort was. Koning Salomo slag, en die bloed moet loop. Hoekom? Want die laat dit geoffer word aan die koning van die konings. Hoor wat gebeur? Hulle het hulle geslag en die koning en die hele volk in die huis van God ingewik. Terwyl die priesters op hulle postes gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here, wat koning Dawid gemaak het, om die Here te loof, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid, wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan. En Salomo het in die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Here was. Want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die kopperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. Sien jy, die offer is so groot dat dit kan dit nie vat nie. So het Salomo dan in die tyd van die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom, 'n baie groot vergadering van die ingang van na Hamat tot by die spruit van Egipte. En op die 8ste dag het hulle 'n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier, en die fees 7 dae lank. Nou maar awesome, 7 dae lank vier jy fees. 7 dae lank loof en prys jy die Here. My broer en my suster, we don't know how to praise God yet. Ons weet nog nie hoe om God te loof en te prys nie. Kyk wat gebeur. En op die 23ste dag van die 7de maand het hy die volk na die tente laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die Here aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het. Sien nie, wat in die hart kom, moet jy voorspoedig uitvoer. Nie met 'n swaar hart nie. Jy moet dit voorspoedig, jy moet dit wat in die hart kom, voorspoedig uitvoer. Die Here, ek doen dit tot u eer. Hoor wat gebeur? Toe hy dit voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo. Sal dit nie wonderlik wees as God aan ons verskyn? Wow! Hoor hierso? En sê vir hom, ek het jou gebed gehoor. Hoor mooi, ek het jou gebed gehoor. En hierdie plek vir my as 'n offerhuis kies. Ek wil vir u sê, my broer en suster, gestaan toe ek hier so bid, sê Here, my gebed is
maak hierdie 'n offerhuis vir U, Here, dis die plek. Here, ek roep Westbank. Here, soos ons gister geloop het, sê Here, roep Westbank. Ek roep die siele in. Ek roep East Coast Revival, the start of, at Westbank. Lord, do it again, do it again. Weet jy wat gebeur toe? God sê, ek het hierdie my jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. Hoor wat sê God? God wat hy praat. Hy sê, as ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, hoor wat moet gebeur. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe, hulle land genees. My broer en my suster, het jy mooi gehoor wat daar gebeur? En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe, en hulle land genees. En weet, wat gebeur dan? Baie kere lees ons, en kom ons daar, en dan stop ons, hoor wat sê vers 15, nou sal my oë oop wees, en my ore luister, na die gebed van hierdie plek. Sien jy hoe belangrik is gebed? Sien jy hoe belangrik moet ons bid, ons moet nie ophou bid nie. Te maklik wil ons gou 'n gebed opsê, ons sê gou 'n gebedjie op, en baie keer is die gebed dat ons bid, maar net sommer gou so 'n shopping list. Julle weet ons, dan sit gou, Here sê my dit, amen. Dis, God soek nie 'n shopping list nie. God soek dat ons moet aanbid in gees en in waarheid. God, dit is skop hart. Hy sê, nou sal my oë oop wees, my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid. En my oë en my hart sal altyd daar wees. Hoor wat God se oë en sy hart altyd daar sal wees. Verstaan jy hoekom Israel in die toestand is wat hy is op die oomblik? Omdat hy sy rug op God gekeer het. Hoor mooi. En wat jou betref, hoor wat sê God vir Salomo? En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen, net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek, wat in Israel sal heers nie. Hoor wat sê hy verder? Maar, hoor mooi, dan kan ons begin 2 en 2 by mekaar sit. Maar as julle afkerig word, my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het verlaat, wat het Suid-Afrika gedoen? Luister mooi, my broer en suster, ek praat vanmôre met die volk van Suid-Afrika. 'n volk wat God gedien het op 'n kop. Hoor dit sê, maar as julle afkerig word en my insetting en my gebooie wat ek julle voorgehou het verlaat, en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig. Maklik buig ons voor ander afgode en gode. Hoor mooi. Dan sal ek hulle uitdruk uit my land wat ek aan hulle gegee het. En hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. Wat het gebeur? Wat het in Israel gebeur? Hier word gepraat. God het gepraat. Luister as God praat. Ek wil vanaand vir jou sê, kom ons maak dit ons eie.
in ons eie huise, in ons eie wandel en wees met die Here. Kom ons begin dit in ons eie sê, Here, help my, laat my huis voor U reg sal wees. Hoor wat gebeur dan? Hy sê dan sal die huis wat so hoog, en elkeen wat daar spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs voorbygaan, sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Hoeveel miljoene Jode het gesterwe? Hoe is hulle verdruk? Hoe is hulle of altare aan die brand gesteek? Hoe is hulle doodgeskiet deur Hitler en die Duitsers? Miljoene! Hoekom? Hulle het hulle rug op God gedraai. Hoor wat gebeur? Dan sal hulle oë, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders verlaat het, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode, dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders verlaat het, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode aangehang, en voor hulle neergebuig, en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. My broer en my suster, ek praat in Suid-Afrika vanaand. Wat het Suid-Afrika gedoen? Sy rug op God gedraai. En wat gebeur? Ons kan sien hoe die dinge plaasvind. Daar word nie meer in skole met Bybel geopen nie. Daar word nie meer vergaderings geopen nie. Daar is nie meer 'n Bybel eers in die parlement nie. Daar is nêrens waar daar so oor God gepraat en God se gebod nie. Nou begin daar so wette gebring word, dat die predikers wil sê wat jy mag preek en wat jy nie mag preek. Miskien gaan ek nog oor hierdie preek vanaand in die tronk kom. Maar weet jy, my broer en my suster, ek wil vanaand vir die kerk van Christus sê, it's a wake-up call. Let's get back to basics. Let's get back to the Lord God Almighty. Let's start serving God the way He should be served. Te maklik wil ons eie wille hê, ons eie ekke, ons eie dinge doen. Maar die woord gee vir ons die resep. Wat wil die Here van ons hê? En ek wil vanaand vir jou sê, my broer en my suster, die volk van Christus in hierdie land Suid-Afrika sal moet begin neerkniel en bid, sal moet begin die Here se aangesig soek, as dit nie al dalk te laat is nie. Ons staan voor die deur van volgende verkiesings en alles. Maar my broer en my suster, ons stap gister hier so verby, en daar's meer mense amper wat daar so by die tafel staan van partye, as wat in 'n optog vir die koning van die konings is. Is dit reg? Dank God vir hulle wat staan vir die koninkryk van die hemele. Hierdie banier gaan nog in die hemele getuig. Iemand stop my en sê, pastoor, maar ek like daai hemp wat jy aangehad het gister. Say, praise God. Say what day? Jesus is coming. Are you ready? My broer en my suster, is jy en ek gereed as die Here Jesus vanaand jou kom haal? Vir my kom haal. Kom ons begin die naam van Jesus proklameer oor Wesbank. Kom ons begin die naam van Jesus proklameer oor Suid-Afrika. Kom ons begin die naam van Jesus proklameer oor Afrika. Kom ons steek Afrika aan die brand vir die Here, dat die wêreld kan sien wat God kan doen. 'n Paar punte van belang wat ek vanaand wil uitlig, en ek wil vra dat jy baie mooi moet kyk. Gebed verander sake. My broer en my suster, pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Bid, bid, bid. Pastoor, maar ek het al so baie gebid. My boeta, my suster, ek wil vanaand vir jou sê, ek en jy al ooit gebid dat ons sweet en bloeddruppels val. Dan het ons nog nie gebid. Jesus bid vir ons in die tuin van Getsemane. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil geskied.
En hy bid so ernstig vir my en jou. So lief het God ons gehad, het Jesus my en jou gehad. Dat sy bloed, sy sweet bloeddruppels word. Daarom wil ek vanaand vir die kerk van Christus sê, ons het nog nie begin bid vir ootmoediging. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ek boet aan my susse, ons het werk om te doen. Ons moet die koning vasgryp. Ons moet die Here vra dat hy hierso sal inkom en ons sal deurdra. Pastoor, maar ek kry nie tyd nie. Kom, ek wil gou vir u iets gou lees. Efesiërs, die 5de hoofstuk. Ephesians, the 5th chapter, there from the 14th verse. I want to read for us a few verses. Listen clearly. Hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas op, dat julle nougeset wandel, en nie as onwyse nie, maar as wyse. En hier kom die kruks. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Is die dae boos vandag? Ek glo nie daar was 'n tyd, so boos soos wat die dae nou is. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarna moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Sien julle? Verstaan wat die wil van die Here is. Volk van God, kom ons begin die Here soek. Vra Here, help ons. Elke luisteraar wat luister vanaand, elke hoorder, wil ek vanaand aanmoedig om die Here se aangesig te soek. Sê Here, ons hou U vas vir 'n werklike magtige deurbraak. My boeta, kom ons begin mekaar aansteek. Kom ons begin mekaar aansteek en sê, as ons by mekaar kom, kom ons bid eers saam. En dan gaan ons verder met ons gesprek. Kom ons bid eers saam. Kom ons bid eers saam. Ek wens ek kan die jong mense aan die brand steek met gebed. Weet vanmôre toe my dogter vir my sommer 2 maal kom vra, pa, kom ons bid vir dit, kom ons bid vir dat. Toe raak ek opgewonde en ek sê, my God, U is besig om daai kind van my om te keer. U is besig om iets groots in haar lewe te doen. En ek dank God, laat hy haar aan die brand steek. Ek bid dat die Here al die jong mense aan die brand sal steek, vir eer van sy naam. Soek ons werklik die wil van die Here. Dit kos 'n prys. Pastoor, ja, daar kom jy nou. Dit kos 'n prys. Koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Weet jy, my broer, my sussie, het jy al 3 uur in die nag wakker geword en begin net sê, die Here, help ons, wees met ons, gaan nie voor ons uit, maak ons paai gelyk. Here, ons roep U, ons soek U aangesig. Dankie Here vir alles wat U doen, maar meester, ons soek more of you, Lord, we're calling more. Dan gaan herlewing plaasvind. Dan gaan revival plaasvind. Weet jy waar begin revival plaas? Hierso. Ek kom en ek sê vir julle vanaand, ek bid dat die revival hier sal begin, soos nog nooit tevore nie, dat die vuur van God sal werk in en deur jou, deur almal van ons. Nie dat ek iets is, asseblief, koning is alles, maar ek is net die kanaal wat ek kan gebruik. Kom ons wees die kanale wat reg is, wat reg loop, wat ingestem is, wat ingestel is, en sê, Here, ons soek U volheid, ons soek U krag, ons soek U aanraking, ons soek herlewing, Here, ons soek dat die volk van God weer in 'n eendragtig kan saamkom. Ek wil vir jou vanaand sê, Boeta, Sissa, waar staan ek en jy? Soek ons werklik herlewing? Soek ons dat die woord van die Here sal geopenbaar word? Hoor wat sê hy vir ons dan? Bekeer
jou van jou verkeerde weë. Bekeer jou. O, daai woorde. Hy sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Sien jy? Daar moet vergifnis van sonde plaasvind. Dan kan God ons land genees. Hoeveel sonde lê daar nie in ons land nie? Hoeveel sonde het ons toegelaat in ons land? Hoeveel sonde het ons toegelaat in die kerke? En nou, is so. Toegelaat dat die duiwel insluip en kom breek en verwoes en afbreek. Ek wil vir die kerk van Christus sê, staan op! Kry 'n ruggraat vir die koning van die konings. Kom in 'n eenheid, eendragtig. Die kerk van Christus moet weer eendragtig word tot eer van die Here, dat ons hom sal uitdra. Sy sê, bekeer van sonde, verkeerde weë, stop om sonde agterna te loop. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van die Here, dien die Here voluit. Dan, hoor wat sê die woord, dan hoor die Here, hy vergewe ons sondes, bring genesing vir ons land. Suid-Afrika, laat as ministries, soek ons werklik herlewing, soek ons werklik genesing vir ons land, soek ons genesing vir hierdie wêreld om ons, of het ons al oorgegee? Weet jy wat wys die Here my gisteraan? Dat baie mense het gehands op. Julle onthou daai tyd dat toe ons kinders was, het jy gou Cowboys en Crooks gespeel, wat het jy gesê? Hands op! Mense het hands op gegee vir die duiwel. Dis wat plaasgevind het. Ek vanaand vir jou vra, kind van God, is dit nie tyd dat ons moet begin vra, Here, ek staan skuldig, help my om meer te bid, help my om die aangesig te soek, Here, help my om nie sonde te doen nie, Here, help my om vir Suid-Afrika te bid, Here, help my om vir ons land se mense te bid, Here, help my om siele vir die koninkryk te wen. Kom ons begin praat met hulle om ons. My boetie en my sussie, weet jy, as jy in die hospitaal begin loop, en jy begin die mense sien wat siek is, en jy sien die mense, en jy begin met hulle praat. Daar lê 'n ouma daar so in die hospitaal. Vra, kan ek vir jou bid? Weet julle, ek is amper gesoen gewees. Sy sê vir my, oom, want sy is baie ouer as ek, maar sy sê vir my, oom, sy sê, asseblief, bid. Die hartseer, sê, Here, hoeveel van hulle lê in die hospitale vandag? Stikkende harte. Ek wil nie eens praat oor die siektes nie, ek begin praat oor die harte wat stikkend is. Daai binnekant, daai einas binnekant, daai eina wat niemand sien nie, net wat God sien. Ek wil vir jou vanaand sê, daar's meer mense met einas binne-in, as wat daar so is met einas buite, en daarom wil die Here vanaand sy kerk weer 'n plek maak waar mense genesing kan kry. Hierdie is die hospitaal waar mense kan genesing kry vir daai innerlike pyn, daai pyn wat niemand sien nie. Mense, hulle kan hier hierdie oë kyk na mense en sien hoe die pyn, kyk na party mense en sê ek, Here, die pyn in daai persoon se oë, daai pyn wat daar binnekant is. Dan is dit gewoonlik daai persone wat die sterkste probeer wees. Maar binne is daar so stik. Binne is daar so hartseer. Binne is daar so groot probleme. Mag die Here gee dat hierdie kerk sal die kerk wees wat sal uitgaan en mense sal kan bystaan en nooit iemand sal wegjaag nie, maar eerder nader trek en sê, kom hierso, ek het jou lief met die liefde van die Here. Kom ons maak daai eina wat binnekant krap. Kom ons heel daar. Here, maak my boetie en sussie se einas gesond.
Is nie nodig om te weet wat dit is nie. Dit is net nodig om te weet, daar is iemand wat saam met hom kan bid, en saam met haar kan bid, en saam kan bid, en saam kan neerdra. Baie keer dan kom die duiwel, as iemand sy hart oopgemaak het, dan is dit 'n kinderstorie. Nee! Ek sê vanaand vir jou, kom ons begin vir mekaar in die waarheid bid, soos wat die Here wil hê ons moet vir mekaar bid. As iemand iets vir jou wil sê, het jy pastoor, het jy dit gehoor, en sê kom ons bid vir daai persoon nou sommer daar, voordat jy eers praat. Leer om begin bid, sodat die mense kan begin bid. Yes. Want die groot probleem hoekom dinge so gaan is omdat die mense se tonge stil is, as dit kom om te praat met die Here. Yes. Maar die mense se tonge is los om verkeerde dinge. Amen. Dis waarom die Here sê vir ons, as ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, hoeveel van ons het al toegelaat dat ons lande afgeëet is deur die sprinkane, want ons mond het veroorsaak dat die sprinkaan inkom en die land afeet. Ons mond het veroorsaak dat daar 'n pes onder my volk is. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Boeta, Sissa, kom ons kom in lyn. Let's come in line for God to give us revival. Let's come in line and say, Lord, come Lord Jesus, kom Here Jesus, raak ons aan. Ek wil vanaand vir jou sê,